dis op bestelling. So dis goeders wat gebeur en ons het so 8 2 slaapkamerhuise wat ons besig is om heeltemal oor te doen, die matte uit te haal en die teëls in te sit en die badkamers oor te doen. Toe hulle dit gebou het in 2006, toe het hulle 2 van die kamers, die enkelkwartiere saamgesit en hulle het 'n gang bygebou met 'n oopplan sitkamer kombuisie gedeelte vir die studente. Dis nou vir jong getroudes en miskien met van hulle as hulle een kind het of so, dan is dit nou ideaal vir hulle, maar die het altyd nog baddens ingehad. En dit is glad nie ekonomies om baddens te hê nie. Dis baie water en baie krag met die geysers en so aan. So ons haal die een nou uit en ons het laas jaar begin daarmee en ons het nou so 6 van die 8 is nou klaar en ons is nou besig met die 7de ene. Dit is ons nou hierdie week ook mee besig nog en die teeler kom volgende week. So ons is baie aan die gang met bou en werskaf en allerhande dinge daar op die Kweeskool. Want dis die Here se plek en ons wil graag hê dit moet mooi netjies wees. En die Here is vir ons baie goed wat hierdie dinge betref. So bid ook vir dit asseblief. Ons is ook besig met die dakke projek. Toe die plek gekoop is in 2004-5 rond, het hulle aangehou by die bestaande bouplan wat grasdakke is. En die grasdakke, baie van hulle het nou maar oor die jare agteruit gegaan en hulle moet regtig vervang word. Die een dosentehuis, Dominee Woodford se huis, lek verskriklik baie, maar dit is so 500.000 om dit reg te maak, om dit te vervang, want dis is wat ons besig is om te doen, ons vervang dit alles met Chromodek. Nou die restaurantkompleks is klaar gedoen, dit was ek dink hier by 1 miljoen rond gewees, en ons het nou laas jaar die 2 slaapkamers afgehandel. Dit is hoekom ons hulle nou kan oordoen aan die binnekant. Nou jy weet dit is baie fondse en finansies en so aan, maar die Here was tot dusver baie getrou. Ons het 'n dakkefonds en daar kom gereeld geld in vir dit. Nou op hierdie stadium is ons so bietjie, ons kan nie hierdie winter iets doen nie. Ons nou laas jaar daai 2 slaapkamers klaar gemaak. Dit was 'n klompie geld gewees en nou wag ons dat hy net so bietjie weer optel. En ons het so 150.000 nodig om die volgende fase aan te pak wat die chalet gedeelte is. En dan nou doen die Woodford se huis wat 500.000 is. Wil ons graag volgende dan aanpak. En daar's nou so 75 in daai dakkerekening. So ons vra nie vir geld nie. Ons wil graag hê dat julle regtig baie spesiaal sal bid dat die Here wat alles behoort aan hom, al die goud en die silwer, en hy sal op sy tyd dit gee. Nou die beste tyd is altyd terwyl die dak gaan afkom om te werk in die winter. En ons het 'n kontrakteur gehad wat die restaurantgedeelte gedoen het, maar die werk is nie sleg nie, maar ons kan dit beter doen. En dis hoekom ons die 2 slaapkamers gedoen het, kan ek sê in-house, as ek die Engelse woord kan gebruik. En want ons het puik-studente wat in hulle vorige lewe was hulle konstruksiebestuurders en so aan, wat weet hoe om hierdie goeders te doen. Maar nou ja, die tyd loop en die manne is nou al 3de jaar en een van die dae is hulle uit en weg. So ons is regtig bietjie gedruk vir tyd en ons wil graag hê dat ons hierdie winter ten minste die chalet of miskien Dominee Woodford se huis kan oordoen, want die somer kom en die reën kom en dan is dit weer bietjie moeiliker. So sal jy saam bid vir dit asseblief. En natuurlik arbeiders vir die Oesland ook, dat ons hierdie goeders gedoen kan kry. Ons het baie inisiatiewe wat ons daar sou doen. Ek onthou die Here het ons geroep terug Kweekskool toe met die woorde van Jesaja 49, waar hy praat van die seuns en die dogters wat gou na jou toe kom. En waar hy sê vir ons dat hy hulle sal stuur en jy sal wonder waar kom hulle vandaan. En die Here het regtig vir ons baie studente gestuur. Maar nou ja, hierdie jaar gaan Hennig uit, hy is die enigste 4de jaar, en dan die jaar daarna is die 3de jaar 7. En nou ons moet ten minste 8 oor die volgende 2 jaar kry net om hulle te vervang. So bid asseblief vir arbeiders vir die Oesland. En dan ook
as ek net kan noem, terwyl die dakke nou oorgedoen is by die 2 slaapkamers, hulle face, ekskuus vir my Engels, lekker noord, en nou, ja, ons is in die proses om te kyk of ons ten minste een van die 2 Eskom-lyne kan afsit, want ons Eskom-rekening is geweldig hoog. As jy dink, dit is 4 gesinne, die dosente wat daar so bly, dit is daai 8 2-slaapkamerhuise, dit is 5 3-slaapkamerhuise, dit is al die enkelkwartiere, en almal gebruik krag. Die werkers bly ook nog daar, en ons kragrekening wissel hier tussen 60 en 100.000 'n maand. So ons kyk regtig, en ons maak planne, om hierdie te verminder en te verbeter, en daarom gaan ons ook nou kyk om 'n lening te kry, om ten minste dan nou daai 2 slaapkamerhuise, 'n 50 kW stelsel op te sit en die 1 lyn af te sit, en eerder daai geld dan nou af te betaal op die lening. So ons gaan nie heeltemal van Eskom afklim nie, maar ten minste een van die 2 lyne, want die dae toe daai gebou is en die 2 lyne opgesit is, was krag spot goedkoop. Maar tye het verander. 20 jaar terug was krag baie goedkoper. So ons werk om hierdie goeders te doen. Dit is regtig baie belangrik dat ons kerke 'n residensiële model sal hê waar studente opgelei word. As jy afstandsonderrig doen, hierdie dinge is na gekyk oor verskeie synodes. As jy afstandsonderrig doen, dan kan jy maar dit die kweekskool toemaak en die kerk toemaak. Dan kan ons maar ophou bestaan. En daarom is dit 'n residensiële model waar ons die mense vorm, eyster sluip eyster, so vorm die een mens die persoon van die ander. Daar leer ons om 'n diensknegt te wees, daar leer ons behalwe die akademie ook skouerskuur met ander mense en hoe om dinge en probleme in die bediening te hanteer. En ons het nou die dag was daar 'n professor van Noordwes Universiteit, teologie professor, en hy het ook weer net gesê hoe bevoorreg is hierdie kerk nie om sy eie teologiese seminarium te hê wat die mense inwoon en wat jy dit nie by universiteit het nie, wat jy dit self die leerplan kan gee en al daai dinge. So ons is regtig bevoorreg as kerk, so bid asseblief vir die kweekskool. Daar's baie dinge in die gebeur, goeie goed, positiewe goed, en laat u sal bid asseblief dat die Here die arbeiders sal stuur en dan ons hande sal sterk maak om al hierdie goeders gedoen te kry, laat ons minder en minder afhanklik raak van subsidie en daai tipe van dinge. En kweekskool, studentegelde. Want ons wil graag ergens eendag in die verre toekoms selfonderhoudend wees. Goed. So dit net bietjie wat die kweekskool betref. So bid sommer môre, ons gaan môre bietjie hard werk vir daai dinge. Goed. Kom ons maak ons harte stil voor die Here en soek sy aangesig. Rondom Jerusalem is daar berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees hier in ons midde. Amen. Nou, ons het klaar 'n lied saam gesing. U kan vanaand blaai na u reg geraai. 2 Konings 2. Ons gaan daarso saam lees die hele hoofstuk. Jou opskrif hier daarso, wat die vertalers daar gesit het, Elia word in die hemel opgeneem. 2 Konings 2. En toe die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. En Elia het vir Elisa gesê, bly tog hier, want die Here stuur my na Bethel. Maar Elisa het gesê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het na Bethel afgegaan. Toe gaan die profete seuns wat in Bethel was, na Elisa uit en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. En Elia sê vir hom, Elisa, bly tog hier, want die Here stuur my na Jerigo.
Maar hy sê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het in Jerigo aangekom. Daarop kom die profeteseuns wat in Jerigo was, na Elisa toe aan en vra vir hom, weet u dat die Here vandag u heer van die hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. En Elia sê vir hom, bly tog hier, want die Here stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle twee het gegaan. En 50 man van die profeteseuns het geloop en op 'n afstand eenkant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water, en dit is na weerskante verdeel, sodat hulle twee op droë grond deurgegaan het. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. En hy sê, jy het 'n harde saak begeer. As jy my sien wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie. En terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur met perde van vuur, wat skeiding tussen hulle twee maak. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En Elisa het dit gesien en geroep, my vader, waar van Israel en sy ruiters? En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in 2 stukke geskeur. Daarna tel hy die mantel van Elia op wat van hom afgeval het. En hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. En hy neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het, en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel. En Elisa het deurgegaan. En die profeteseuns wat in Jerigo was, het dit op 'n afstand gesien en gesê, die gees van Elia rus op Elisa. En hulle het hom tegemoet gekom en voor hom na die aarde gebuig. En vir hom gesê, kyk, hier is by u dienaars 50 kragtige manne, laat hulle tog die Heer gaan soek, of nie miskien die gees van die Here hom opgeneem en hom op een van die berge of in een van die dale gewerp het nie. Maar hy het beveel, stuur hulle nie. Maar toe hulle tot vervelings toe aanhou, sê hy, stuur. Daarop stuur hulle 50 man uit, en die het 3 dae lank gesoek, maar hom nie gekry nie. En hulle het na hom teruggekeer, terwyl hy nog in Jerigo vertoef, en hy vra hulle, het ek julle nie gesê, moenie gaan nie? En die manne van die stad het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, soos my heer sien, maar die water is sleg, en die grond veroorsaak onvrugbaarheid. En hy antwoord, bring vir my 'n nuwe skottel, en gooi daar sout in, en hulle dit na hom gebring. Daarop gaan hy uit na die plek waar die water uitkom, en gooi die sout daarin en sê, so spreek die Here, ek het die water gesond gemaak, daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. En die water het gesond geword tot vandag toe, volgens die woord wat Elisa gespreek het. Woord van Elisa wat hy gespreek het. En daarvandaan het hy opgegaan na Bethel. En terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit wat met hom spot en vir hom sê, gaan op kalkop. Toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien, en hulle gevloek in die naam van die Here, en 2 beerene het uit die bos gekom, en van hulle 42 kinders verskeur. En hy daarvandaan na die berg Karmel gegaan, en daarvandaan na Samaria teruggekom. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Vriende, ek wil graag met u praat, na aanleiding van vers 9, wat sê, nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. Die tema dan nou vanaand is die lewe voor en na vervulling met die Heilige Gees. 'n Definitiewe tweede genadewerk. Die verhouding tussen Elia en Elisa was die van meester en diensknegt. 2 Konings 3 vers 11 sê, hier is Elisa, die seun van Safat, wat water op die hande van Elia gegiet het. Elisa is geroep.
Hy is gesalf om Elia se opvolger te wees, om sy plek in te neem as sy verteenwoordiger voor Israel. 1 Konings 19 vers 16 sê, Elisa moet jy salf as profeet in jou plek. Hy is klaar gesalf as profeet in sy plek, maar daar ontbreek iets. Die mantel is op hom gegooi, maar daar ontbreek iets. Hy moet deur die Jordaan gaan. Die begin van sy bediening was die hemelvaart van sy meester. Die begin van die disippels se bediening was die hemelvaart van hulle meester. Pinkster kom na hemelvaart. Die bediening van Jesus op die aarde word voortgesit deur die bediening van die Heilige Gees deur die disippels, die apostels, die gestuurdes. Die beste talente, intellek, redenaarsvermoë, die beste eienskappe wat 'n man kan besit, beteken niks as dit nie deur die Heilige Gees bekragtig word nie, want dit is die bediening van die Heilige Gees. Vir daardie toerusting deur die Heilige Gees het die disippels 10 dae lank gewag. In Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. In Lukas 24 staan daar, julle moet in Jerusalem wag totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte uit. Dit wat nou daar gebeur het in Handelinge 1 vers 8. En om dit te verkry moes Elisa 'n reis voltooi. Telkens die toets suksesvol deurloop, om uiteindelik deur die Jordaan te kan gaan, om die volheid te verkry vir die toerusting vir sy bediening. In Nuwe Testamentiese terme, Elisa moes vervul word met die Heilige Gees. Hy moes bekragtig word deur die Heilige Gees vir sy bediening, vir sy roeping. Die feit dat hy gesalf is as profeet, hy moes bekragtig word daarvoor. Vervulling met die Heilige Gees is 'n tweede genadewerk wat die Here in die hart van sy kinders kom doen. Dis nie iets wat die ongeredde toekom nie. Dis 'n tweede genadewerk. Die eerste genadewerk is die deurtog deur die Rooi See, gered uit Egipte land uit, weergebore te word. Die tweede genadewerk, die vervulling met die Heilige Gees, is 'n ondervinding wat die kind van God ervaar na sy redding. 'n Wonderlike gebeurtenis waarin die kind van God toegerus word om sy werk te kan doen met oorgawe, met ywer, met krag. Dit wat hy nie sou gehad het sonder hierdie ondervinding nie. Dis nie iets wat van self kom nie. Dis nie iets wat gebeur by redding nie. 'n Kind van die Here ontvang die Heilige Gees in sy volheid met wedergeboorte, want hy word verseël deur die Heilige Gees. Efesiërs 4 vers 30 sê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie hulle verseël is tot op die dag van verlossing. Maar daardie toerusting tot dienswerk, daardie krag van die Heilige Gees, daardie vervulling met die Heilige Gees is waarvan ons hier praat. Dit is waaroor Pinkster gaan. Dit is waarvoor die disippels moes wag op Pinksterdag, tot op Pinksterdag. Julle moet in Jerusalem bly totdat julle toegerus is met daardie krag uit die hoogte. Om vervul te word met die Heilige Gees maak jou nie vol nie, soos as mense glas water vol maak, en nou is jy partykeer bietjie meer vol en bietjie minder vol nie. Party mense dink vervulling met die Heilige Gees is soos 'n battery. Nou moet ons krag kry iewerste, en ons 'n lekker Pinksterreeks, nou kry ons bietjie krag, en dan loop hy nou af tot volgende jaar se Pinksterdienste. Of met die volgende konferensie. Of jy is vervul met die Heilige Gees, of jy is nie. Dis soos daardie arm van die tram wat raak aan die lyn bokant, die draad. As hy nie raak aan daardie draad nie, dan is daar geen dinamo nie, geen krag nie. As hy raak aan die draad, dan is daar krag en dan is daar beweging, dinamo. Dit is vervulling met die Heilige Gees. Dis nie 'n glas water wat vol of wat word nie, dis nie 'n battery nie. Dis 'n toerusting tot dienswerk. Handelinge 4 vers 31, toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en nou sê dit, wat het hulle gedoen? En hulle die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Hulle is vervul met die Heilige Gees om die woord vrymoediglik te kan spreek. Dieselfde Petrus, wat die Here Jesus verloon het vir 'n skamele ou diensmeisie, toe die haan gekraai het vroeër, kan nou met vrymoedigheid spreek, en hy het gespreek oor die groot dinge wat God gedoen het, en mense tot bekering gekom. En elke kind van die Here
het 'n pad wat hy moet stap om by hierdie punt uit te kom. Daarna sal daar dieper invullings wees, maar daar's 'n definitiewe tweede genadewerk, 'n Jordaanrivier wat deurgegaan moet word om die volheidslewe te verkry. En daarna is hulle in besitname van die land. Soos Elisa het hy nodig om sy meester se roete te volg, sodat hy die dubbele deel kan ontvang. Daardie toerusting, lankal, daar in 1 Konings 19 is hy gesalf as profeet. Hy het die mantel gekry, hy was daar besig om met die osse te ploeg. En Elia het verbygegaan en hy het sy mantel op hom gewerp. Maar daar was 'n tyd lank wat hy water op die hande van Elia moes giet. Dit was die verhouding tussen meester en dienskneg, tot op 'n dag wat hy bekragtig is vir hierdie werk, toe sy meester opgevaar het na die hemel. En hy agtergebly het, en hy die bediening van sy meester moes voortsit. Waar het die pad na vervulling met die Heilige Gees begin? Ons het in hierdie tyd daarna gekyk. Vervulling met die Heilige Gees begin by Gilgal. Vers 1 sê, toe die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. Dis hier waar die reis begin. Gilgal het ons in hierdie dae gesien beteken afgewentel. Dis die plek waar Israel eers besny is voordat hulle kom verder gaan. Vers 9 van Josua 5, toe het die Here vir Josua gesê, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel, daarom het hulle die plek Gilgal genoem tot vandag toe. En besnydenis spreek van afsondering van die wêreld, dit spreek van toewyding aan die Here. Dis die afsny van die ou lewe, die simbool van die wegrol van die smaad van Egipte waaruit jy gekoop is, vanuit die duisternis na die lig. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Besnyding van die hart is die uitstaande kenmerk van God se geestelike kinders, net soos die fisiese besnydenis die teken was vir die Israeliete dat hulle tot God se volk behoort het. En die Here Jesus roep alle sondaars tot bekering. Die sondaar moet antwoord op daardie roepstem en hy moet hom bekeer. Bekeer julle en glo die evangelie. En jy weet wat is bekeer? As hierdie die woord van God is, as dit die woord is, as dit God is, en ek is besig om die sonde te doen, hier agter my, hier by die stoel, dan is my rug op God gedraai. Maar die oomblik as ek my bekeer, dan draai ek my rug op die sonde na die Here toe. Dis 'n 180 grade draai. Dis wat bekering is. Bekering en glo is soos die twee spore van 'n trein. Hulle kan nie sonder mekaar nie. Jy kan nie glo sonder om te bekeer nie, jy kan nie bekeer sonder om te glo nie. Hulle loop saam. By Golgotha moet die reis begin. Daar word jy besny van die hart. En die smaad van Egipte word afgewentel, weggerol, Gilgal. Die ou lewe is verby, alles het nuut geword. En nou sê die duiwel en die vlees en die wêreld baie keer vir jou, maar bly maar by Gilgal. Daar's 'n toets. Want Elisa volg vir Elia so entjie, en Elia steek met eens vas. En hy sê iets wat Elisa toets. Hy sê vir hom, bly hier by Gilgal. Want die Here stuur my na Bethel, die tweede gedagte. So die vervulling met die Heilige Gees, die pad na dit, loop ook deur Bethel. Maar Elisa het gesê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie, ek is nie tevrede om te bly by Gilgal by redding nie, ek loop saam met u na Bethel toe. Dit lyk asof Elia nie wil hê Elisa moet saamgaan nie, maar dit was 'n toets van sy vasberadenheid om hierdie doel te bereik, die bekragtiging van sy bediening. Hy het geweet Elia sou opvaar na die hemel, en dat iemand sy werk na hom sou moes voortsit, oorvat, want dit is aan hom openbaar, en ons lees dit in vers 3. Hy sê, die profete seuns wat in Bethel was, het na Elisa gegaan en gesê, weet u dat die Here die hoof van u af sal wegneem vandag? Hy antwoord, ek weet. Bly stil. Die versoek op reis na Bethel was 'n toets vir Elisa. En hy het hierdie eerste toets geslaag, want hy sê, ek sal nie in Gilgal bly nie. Ek gaan saam met u na Bethel toe, want ek wil die hoë roeping verkry.
van wat die Here vir my in gedagte het. En so dikwels lê ons neerlaat na ons redding. Maar mens moet sorg dat jy onder die Here se beskermde hand binne sy wil is. Dan kan die storms maar kom. Jesus is in die boot, al voel dit soms of hy slaap en asof ons vergaan. En dan sê die Here, hoekom is jy so bang? Hoekom is jy so klein gelowig? Goed, jy dan geen geloof nie. Johannes 12 vers 26, as iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Miskien het jy 'n krisis in jou lewe. Vir Jakob was die krisis Sichem, en ons het in hierdie dae daarna gekyk, sy kinders het hom ongewild gemaak by die land se mense. Die gedagte is dat jy moet jou afsonder en terugkeer na Bethel in die teenwoordigheid van die Here. Die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige maak gou, en hy hardloop daarna. En daar verander hy jou naam van verjaagde bedrieër na God regeer. En hier is die klas Christen wat die Here soek. Manne en vroue wat uit dankbaarheid vir hulle redding gedetermineerd is om die Here end uit te volg op die pad van heiligmaking, te leer uit hulle foute uit, maak nie saak wat dit kos nie om hulle kruis op te neem en hom te volg. Die Here sê vlug na Bethel toe. En hoe kom ons by Bethel? Jy maak gou, jy vertoef nie. Daar in Genesis 35 vers 1 trek na Bethel vir die God wat in jou verskyn het toe jy op vlug was vir jou broer Esau. En dan moet jy ook die afgode verwyder, en Jakob doen dit. Hy sê vir sy huisgesin en almal wat by hom was, verwyder die vreemde afgode wat onder julle is en reinig julle en trek ander klere aan. En die effek daarvan sal wees dat die beskermde hand van die Here oor hom is. Die Here word ook geëer. Vers 5 van Genesis 35, toe hulle weggetrek het, kom daar 'n skrik van God op die stede rondom hulle, sodat die seuns van Jakob nie agterna gejaag is nie. Daar is seën binne die wil van die Here, want toe verskyn God weer aan Jakob by sy terugkoms uit Padan Aram, en hy seën hom. En God sê vir hom, jou naam is Jakob, jy sal verder nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees, en hy het hom Israel genoem. Iemand wat waarlik vervulling met die Heilige Gees soek, sal nie by Gilgal bly, by redding bly nie, hy sal voortgaan en die teenwoordigheid van die Here kom. Hulle sal nie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Hulle sal nie hulle stilte tyd versuim nie, om in die teenwoordigheid van die Here te kom. Hulle dors na 'n dieper kennis van hom en sy woord. 1 Samuel 9 vers 26 sê, staan jy eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor. Hulle ly soms neerlaat, ja, maar hulle weet die Here is besig met my, en ek soek hom met my hele hart, en hy wie my soek sal my vind, sê die Here. Maar verder loop die vervulling met die Heilige Gees deur 'n plek met die naam van Jerigo. Elia sê vir hom, Elisa, bly tog hier, want die Here stuur my na Jerigo. Maar hy sê, nee wat, so waar as die Here leef en die see leef, ek sal U nie verlaat nie, en hulle het in Jerigo aangekom. Dit is so asof die toets van Elisa nou moeiliker as die eerste ene is, want Elia is nou dringender in sy oproep tot Elisa, waar hy vorige keer dit nou nie gedoen het nie, noem hy hom nou op die naam, en hy sê, Elisa, bly tog hier in Bethel, moenie verder gaan nie. En toe Israel deur die Jordaan in Kanaan kom, het die Here gesê dat Jerigo met die banvloek getref moet word, sodat hulle die oorwinning kan behaal. Alles moes vernietig word, alles moes doodgemaak word, alles moes met vuur gebrand word, want vuur heilig. En Elisa kom voor 'n keuse te staan, maar hy was meer gedetermineerd as ooit om sy meester te volg. Elisa sien die punt en hy sê, so waar as die Here leef, ek sal U nie verlaat nie. Hy druk deur om by Jerigo en ook verby te kom. Die kind van die Here het die Here begin volg. Hy het die Here begin soek. Hy begeer om 'n ontmoeting met hom te hê, soos daar in Bethel. Hy begin kennis van hom op te doen. Hy neem toe in kennis van God en in genade by God en by mense. Hy begin sekere dinge in sy lewe los en opoffer. Sekere sonde, die dinge wat hom so maklik omring, los hy agter. Maar een ding het hy nie opgeoffer nie. En dis self, die eie ek. In homself sterwe, by die kruis los. Dit moet met die banvloek getref word. Dit is Jerigo.
En daar's baie kinders van God wat eerlik alles vir die Here opgee waarvan hulle oortuig was, miskien is dit drank of een of ander sonde. Dalk het hulle 'n sekulêre beroep selfs opgegee en selfs kweekskool toe gegaan. Hulle het baie kennis van God se woord opgedoen. Hulle bid mooi en ernstig. Hulle wandel by die lig wat hulle het. En tog is hulle waarlik eerlik moet wees met hulle self, moet hulle erken dat hulle Christelike lewe 'n mislukking is teenoor God se standaard. Daar is 'n boom, maar hy het nie vrugte nie. Hoekom? Want hulle het nog altyd voor Jerigo vasgesteek. Hulle het nog nooit met 'n onverdeelde hart aan die Here oorgegee nie. Daar's 'n sekere kamer hier binne in hulle hart wie se sleutel hulle nie vir die Here wil gee nie. Die hele bos sleutels behalwe hierdie ene, Here, en hulle druk hom in die sak. Die sondes moet sterf soos die diere en die mense in Jerigo. Die goud, die silwer, die koper, dit wat myne is, dit wat my begeerte is, moet by die skatte van die Here toegevoeg word. Dis vir hierdie Christen wat die duiwel bewe, want sy grootste bondgenoot hier binne in die mens se hart sterf deur die banvloek in die oorwinning oor Jerigo. En dis die mens se eie ek wat met die banoffer getref moet word. Ek meen, dit is D.L. Moody wat so eendag gepreek het en hy was baie opgewonde oor die diens en hy het gevoel hy is suksesvol in sy prediking en daar kom ou tannies na hom toe, ek kan nou die getal vergeet en hulle sê, hulle bid vir hom dat hy vervul sal word met die Heilige Gees en hy het hom onmiddellik sommer vererg. Want hoekom bid hulle nie vir die mense nie? Maar dit het hom so gepla, tot hy uiteindelik ook besef het. Al was hy hoe suksesvol, het hy nog nooit by hierdie punt uitgekom van hartsreiniging nie. Dat die eie ek met die banoffer getref moet word nie, sodat hy vervul kan word met die Heilige Gees. En dat die Here hom regtig kan gebruik vir die werk wat hy vir hom in gedagte het. Vriende, as die ou lewe agtergelaat is in Gilgal, die Here gesoek word in Bethel, die eie ek met die banvloek getref word daar in Jerigo, dan lê die Jordaan voor. Vervulling met die Heilige Gees loop deur die Jordaan. 2 Konings 2 vers 6 sê Elia vir hom, bly tog hier, want die Here stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie, en hulle twee het gegaan. Weer steek Elia onverwags vas. Hy sê vir hom, bly in Jerigo. Maar Elisa het so ver gegaan. Hy gaan hom nie laat afsê nie. Sien nie die onverdeelde hart, 'n hart soos die van Dawid wat al die welbehae van die Here wil doen. Hoe ver sal hy gaan? Hy sal so ver gaan as wat Elia hom vat. Die Jordaan is die simbool van vervulling met die Heilige Gees. Want aan die ander kant die Jordaan lê Kanaan, lê die oorwinningslewe. Dis 'n wonderwerk wat God doen. Jy kan nie self die Jordaan kloof nie. Maar daar is geloof betrokke. Die voet moet in die vol Jordaan geplaas word. En die Here sal die res doen. As die ou lewe agtergelaat is in Gilgal, as die Here gesoek word in Bethel, as die eie ek met die banvloek getref word deur die oorwinning by Jerigo, dan lê die Jordaan voor en dis 'n opdrag van die Here om deur die Jordaan te gaan, want die ark gaan self voor die volk uit om deur die Jordaan te gaan. Dit wys die pad aan. Hy het vir Israel ook gesê, heilig julle voordat julle deurgaan deur die Jordaan, want ek is in julle midde. En nou weet ons ook is 'n stap van geloof wat jy moet ingaan terwyl die Jordaan in volle vloed is, terwyl die Here die wonderwerk doen om dit te kloof, en dan moet jy bid vir dit, dat die Here jou deur hierdie vol Jordaan vat. As julle dan wat sleg is, weet om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. En dan moet mense bewys uit die skrif kry, dat God jou genadig was, en hierdie tweede genadewerk gedoen het. Jy moet 'n hoop klippe kry daar uit die middel van die rivier uit, want die woord van God was daar in die middel, die oomblik toe dit gebeur het, die Jordaan gekloof is. En jy moet vir die Here vra, Here, wys vir my die skrif uit, dat hierdie wonderwerk vir my kom doen het, dat jy daarop kan staan, 'n vastigheid. 'n Wonderwerk is nodig, 'n tweede wonderlike
genadewerk. Mens noem dit vervulling met die Heilige Gees. En dit eindig in 'n voorwaarde, vervulling met die Heilige Gees. Hy sê in vers 10, jy het 'n harde saak begeer. 'n Harde saak. Dis 'n krisis van heiligmaking. 'n Harde saak. As jy my sien wanneer ek van jou weggeneem word, laat dan dit so vir jou wees. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie. En nou dat Elisa deurgegaan het, nou dat hy al die toetse deurstaan het, vra Elia hom nie meer, bly tog hier nie. Elisa is nou klaar deur die Jordaan. Hy het die einde van sy reis bereik. Nou uiteindelik mag die vraag kom in vers 9, begeer wat ek vir jou moet gee, of vir jou moet doen. En so Salomo, vra hy nie vir rykdom, of eer, of 'n maklike lewe, of allerhande gawes van die Gees, wat moet manifesteer nie. Hy vra nie dat hy kragte kan kry, so Simon die towenaar van Handelinge 8, of dat hy mense met sy baadjie kan omswaai nie. Hy vra nie vir sulke goed nie. Hy vra om toegerus te word in diens van die Here, tot diens van sy generasie in sy leeftyd, in die plek waar die Here hom sal plaas. Wat 'n wonderlike begeerte. En Elia beloof dit aan hom, op 2 voorwaardes. Eerstens dat hy 'n waarde daarop sal plaas. Dis iets kosbaars. Jy het 'n harde saak begeer. Dis 'n moeilike saak wat jy begeer. Dis kosbaar. Jy moet dit koester. En tweedens, dat hy dan naby die meester sal bly, selfs tot op die laaste sal observeer. As jy my sien, wanneer ek van jou weggaan, laat dit dan so met jou wees. En nou is daar 'n lewe wat voorlê, 'n lewe van dienswerk vir Elisa. Die gedagte van 'n dubbele deel is nie 2 keer soveel nie, alhoewel ons weet dat Elisa min of meer 2 keer soveel wonderwerke gedoen het as Elia. In elk geval dit wat opgeteken is in die Bybel. Maar dit gaan nie hier oor die 2 keer soveel wonderwerke nie. Dit gaan dat hy vra vir die deel van die eersgeborene. Deuteronomium 21 vers 17, wat betref die bediening. Hy vra eintlik, hy wil die erfgenaam wees. Hy wil oorvat dit wat Elia gedoen het. Hy wil voortgaan in Elia se voetstappe. Hy wil Elia se bediening voortsit. Die kind van die Here wat hierdie reis, die pad na vervulling met die Heilige Gees end uitgeloop het, sal die regte antwoord gee op die vraag, begeer wat ek vir jou moet doen. Jakobus 4 vers 3, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Kind van God wat deur die Jordaan gekom het, vra 'n dubbele deel van die Gees, soos Elisa. Hy wil die opvolger wees. Hy wil die mantel hê, die erfgenaam wees van die mantel. Hy wil diensbaar wees. Hy wil 'n instrument in die Here se hand wees. Hy wil ook uitroep, waar is die God van Elia? Ja, hy, wat ook sulke wonders kan doen. Waar is die God van Andrew Murray? Ja, hy. Waar is die God van D.L. Moody of Charles Spurgeon of enige van daai groot manne? Ja, hy, of Willie Maree. Waar is die God van daardie man? Ja, hy. Maar die voorwaarde, besef, dis 'n harde saak wat jy begeer. Dit kos 'n prys. Nie omdat dit moeilik is vir God om te gee nie, maar dit is nie sommer net so beskikbaar nie. Dit moet afgesmeek word van die Here. Dis 'n krisis van heiligmaking. Daar moet ernstig gesoek word daarna. Dis nie iets wat lekker raak sommer vir almal uitgedeel word nie. Daar word 'n hoë waarde geheg daaraan. En dan, as jy my dophou, die Here se disippels het hom gesien opvaar na die hemel. En hulle was daarop verseker dat hulle as gevolg van die beloftes wat hy gegee het daar in Lukas 24, julle moet wag in Jerusalem tot julle toegerus is met krag uit die hoogte, dat hulle ook in 'n kort tydjie vervul sal word met sy Heilige Gees, en daarom het hulle eendragtig daar in die bovertrek gewag op daardie belofte en gebid vir daardie belofte. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees, diensbaar wees in Jerusalem, Judea en Samaria en die uiterste van die aarde. En dan sê vers 9, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en die wolk het hom voor hulle oë weggeneem.
En dan was hy weg, moes hulle in hom bly. Johannes 15 vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Daar sal voortdurend dieper invullings wees met die Heilige Gees, sodat die een wat getrou is, nog groter en meer verantwoordelike dienswerk doen. Sagaria 3 vers 7, so sê die Here van die leerskare, as jy in my weë wandel, en as jy my verordening onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Eindig in 'n voorwaarde, maar daar's ook 'n lewe na vervulling met die Heilige Gees. En dis 'n lewe van uitdagings. Ons sien daar in vers 14, hy neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het, hy slaan op die water, die meester is nou weg, en hy slaan op die water, hy sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit daar weerskante verdeel, en Elisa het deurgegaan. Kyk hoe volg Elisa presies dieselfde pad as sy meester, wat hy gevolg het na die Jordaan toe. Hy loop dieselfde roete terug. Hy gaan terug op sy voetstappe. Hoe kort is die gaping nie tussen die twee profete nie? Hoe vinnig word dit gevul, die een deur die ander? Die Here lê die een werktuig, die een instrument neer, hy tel 'n ander een op. Die werk moet aangaan, selfs al verander die werkers. Die eerste uitdaging is sommer dadelik. En hierdie wonderwerk is amper 'n eksperiment, want daar is 'n vraag, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. Dit gaan nie oor ongeloof nie. Dis nie 'n uitroep van ongeloof nie, eerder 'n versekerde uitroep van onwaardigheid. Hy wat Elisa is nie waardig nie, dat die God van Elia asseblief daar sal wees, selfs met onwaardige Elisa. Die geloof was eg. Dit was nie gefonteer, miskien onseker, maar dit was eg. Was ook oor die vertroue wat Elisa gehad het op God, eerder as op die mantel. Hy gebruik die mantel en hy slaan op die water, maar hy sê, waar is die God van Elia? Hy vertrou nie op die mantel nie, hy vertrou op die God van die mantel. God sal luister na 'n man of 'n vrou wat pleit na vergete wonders, dat dit sal herhaal word. Herlewings uit vervloë dae. Ons het herlewing nodig. Want hy is die God van daardie heiliges gewees, die heiliges van ouds. En ons kan ook uitroep, waar is daardie God, wat daardie herlewings gestuur het? Ja, hy. Ons kan leer uit hierdie eerste wonderwerk. Die tipe gees waarin manne die werk sal opneem van die wat ons vooruitgegaan het. Dis die ondankbare werk vir beginners wat niemand eintlik wil doen nie. Dat mense ook soos Jesaja sal sê, terwyl mens die stem van die Here hoor, hier is ek, stuur my. Die wysheid om nuwe lewe in ou werk te blaas. Die bemoediging deur die herinnering van wonderwerke wat God deur vorige diensknegte gedoen het, dat hy dit kan herhaal. En dan deur groot dinge te poog in sy koninkryk in afhanklikheid van sy belofte, dat jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Hier is die uitdaging wat sommer baie vinnig oor die pad sal kom van die een wat vervul is met die Gees. Maar dan sien ons die lewe na vervulling met die Heilige Gees is 'n lewe van oorwinning. Jerigo. Die water het gesond geword, sê vers 22, tot vandag toe volgens die woord van Elisa wat hy gespreek het. Hy volg verder terug in die voetstappe waarmee hy gekom het. Na die eerste uitdaging by die Jordaan kom hy by Jerigo en die manne vertel hom dat die water ongesond is, hulle het 'n probleem en hy moet help. Elia het opgevaar hemel toe, hy is nie nou hier nie, maar Elisa is hier en hy het Elia se mantel. En die God van Elia is daar. Nou Jerigo is onlangs herbou, ten spyte van die vloek oor die bouer van die stad uitgebreek, daar in Elisa en Elia se tyd. En die slegte water in die onvrugbare grond kon dalk deel gewees het van daardie vloek, want die bouer sal nie so dom wees om 'n stad te herbou waar hulle afhanklik is van vuil water nie. En die skottel met die sout is simbolies van dit wat die hart reinig.
Sout is 'n tipe van reiniging en die tipiese betekenis hier is groter as die natuurlike kwaliteite, want 'n enkele skottel kan niks doen om 'n hele borrelende fontein rein te maak nie. Maar sonde moet by die fontein oorsprong in die hart gereinig word, nie stroom af by die dade nie. As die hart rein is, dan sal die dade ook rein wees. Jerigo is met die bandvloek getref. Daar sal nie meer 'n Jerigo wees wat hom van agteraf aanval as hy besig is met die res van die beloofde land in te neem nie. Daardie ding, daardie vestingstad is weg. Die hart is gereinig. Die val en die opstaan lewe van die woestyn is iets van die verlede. Hy sal nie meer sukkel met daardie ding wat hy in die woestyn mee gesukkel het nie. Dis 'n lewe van oorwinning vir die kind van God. Die sout is in die water gegooi en dit is rein gemaak. En daarom kan die Here hom gebruik om 'n vrugtevolle bediening te hê in oorwinning, soos wat hy hierdie water gesond gemaak het. Toe die mense hom nodig gehad het, toe was hy daar vir hulle en die Here kon hom gebruik as 'n instrument in sy hand om die mense te bedien. Hy was beskikbaar en die Here het hom die krag gegee om hierdie wonderlike wonderwerk te doen. Maar die lewe na vervulling met die Heilige Gees is ook 'n lewe van teenkanting. Vers 23, en daarvandaan het hy opgegaan na Bethel, en terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit, wat met hom spot en vir hom sê, gaan op Kalkop, gaan op. Nou hierso in Bethel was daar ook 'n profeteskool, soos die een by Jerigo. En ons kan seker wees dat die manne van die profeteskool alle respek gehad het vir hierdie man van God. Maar ook daar in Bethel was een van Jerobeam, koning Jerobeam, wat die eerste koning was van die noordelike ryk, sy afgodskalwers wat hy laat oprig het toe die ryk geskeur het. En die mense van die dorp was baie trots daarop. En hulle het sekerlik nie van enigiemand gehou wat daar teen was nie, van hierdie sonde van hulle nie. En die wet het hulle nie toegelaat om hierdie profeteskool te onderdruk nie, maar ons kan raai dat dit die dorpsmense se gewoonte was om met hierdie profete te spot of name te noem. En dit so moeilik as moontlik vir hulle te maak om hulle werk te kan doen. Was dit die eerste keer dat hierdie spottery gebeur het, dan kon dit miskien daar gelaat gewees het. Maar die spottery van die boodskappers van God was een van die uitstaande sondes van Israel. Ons lees in 2 Kronieke 36 vers 16. Hulle het die boodskappers van God uitgelag en sy woorde verag en met sy profete gespot totdat die grimmigheid van die Here teen sy volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. En nou kom hierdie kinders, nie met Hosanna soos hulle moes amper vir die seun van Dawid nie, maar met hulle spot en hulle tart hom uit. En dit gaan nie hier om Kalkop nie, maar sy karakter as profeet wat hulle wil aantas. Die eer waarmee die Here hom gekroon het, word verkleineer. Jou meester het opgegaan. Waar is die vurige stryd waar? Volg hom. Gaan op dat ons ontslaaf van jou ook kan wees. Jy kan seker wees, die kinders het gepraat soos hulle geleer is by die huise. Hulle afgodsdienaar ouers, kruittaal en alles wat daarmee saamgaan. Nou die geesvervulde persoon sal sekerlik teenkanting verduur. Nie net van ongereddes nie, wie se gewete aangekla word deur die dinge wat jy doen nie en glo nie, maar ook by kinders van die Here. Die ongereddes hoon hom omdat hy anderste is as hulle, omdat hy die Here wil dien. Hy wil nie meer sekere dinge doen nie. Mense spot dikwels as jy anders as hulle is, net omdat jy die Here dien. Hoekom? Want hulle verstaan nie. En hulle jou toegewydheid kla hulle gewete aan. Wat betref teenkanting van die kinders van die Here, lees ons dat die profete seuns daar by Jerigo sy gesag aanvaar het, as die een wat die mantel nou dra, maar hulle wou eers nie sy woord aanvaar nie. Hulle het aangehou by hom, dat hulle Elia moes gaan soek, en hy het ingegee, en toe hulle eintlik terugkeer, omdat hulle hom nie kry nie, het hy vir hulle gesê, ek het nie vir julle gesê nie, dat julle hom nie sal kry nie. Vriende, as daar nie stryd en teenkanting in gemeentes was nie, het Paulus nie die briewe geskryf nie. Daar was in sy tyd al teenkanting en stryd in gemeentes. En as ons die perfekte gemeente kry, moet ons asseblief, sê Charles Spurgeon, nie aan daai gemeente aansluit nie, want jy gaan dit onperfect maak. Want ons is mense. Daar is nie so ding soos 'n perfekte gemeente nie. Maar ons kan streef daarna, as almal tog maar net vervul sou wees met die Gees.
En dan laastens sien ons dat 'n vervulling met die Heilige Gees is 'n lewe van diensbaarheid. Nie meer Gilgal nie. Ons gaan nie terug by die begin van die prediking by redding nie. Maar nou Samaria. 2 Konings 2 vers 25 en hy daarvandaan na die berg Karmel gegaan en daarvandaan na Samaria teruggekom. Nie meer die vertrekpunt nie, maar Samaria, daar waar die Here vir hom wil gebruik, die hoofstad van die noordelike koninkryk. Elia was daar by Karmel. Hy het die profete, die Baal-profete geslag. Hy het daar gebid om reën. Hy het kameelhare gedra. 'n ruwe man. Die Here het vir Elia gebruik soos wie hy was. Maar hy was 'n ander persoonlikheid nou. Elisa was 'n ander persoonlikheid. Elia was vuur en swaal. Miskien soos Johannes die Doper, een kant. Elisa was meer sagmoedig, soos Jesus. Hy het 'n huis gehad daar in Samaria. Hy het nie in die veld gebly nie. Verskillende tye in die geskiedenis van Israel. Verskillende persoonlikhede, verskillende take, elkeen op sy besonderlike manier deur die Here gebruik. Vir elke dienskneg is daar 'n ander werk, 'n ander spesiale taak waarmee die Here hom belas. En as sy werk op 'n plek klaar is, dan roep die Here iemand anders om daar te gaan werk. Die Here roep die regte persoon vir die regte tyd, vir die regte plek. Elia moes Baal-profete slag op Karmel. Elisa moes Naamans gesond maak en 'n raadgewer vir die konings van Israel wees. Dieselfde bediening, verskillende rolle. Na vervulling met die Heilige Gees is daar 'n lewe van diensbaarheid. Wees net beskikbaar en die Here sal jou gebruik vir die taak wat hy vir jou in gedagte het. Daar's 'n akroniem wat Dominee Johan Botha gebruik het, tot baie keer dit hoor sê. Hy sê jy moet vet wees om vir die Here beskikbaar te wees. Nou hy gebruik die Engels fat. En fat staan vir faithful, available en teachable. Jy kry mense wat faithful en teachable is, maar hulle is net nooit available nie. Jy kry mense wat teachable is, maar hulle is nie faithful nie, hulle is nie available nie. Of jy kry mense wat faithful en available is, maar hulle is net nooit teachable, jy kan hulle niks leer nie. Ons moet faithful, available en teachable wees. Of hy die oorwinning op Karmel gee, of hy die oorwinning in Samaria moet gee, hy gee dit om sy doel te bereik, en hy doen dit deur my en deur jou, as ons maar net beskikbaar sal wees, as ons maar net getrou sal wees, en as ons maar net leerbaar sal wees. Sluit af. Die reis met my meester begin my redding. Dit begin by Gilgal. Maar ek kan nie bly by Gilgal nie. As ek net daar wil bly, dan moet ek eintlik maar gaan kyk of ek in die geloof is. Die pad na vervulling loop dan deur Bethel, die huis van God, die leer na die hemel. Daar is 'n begeerte om by die huis van die Here te wees. Ek wil nie die onderlinge byeenkomste versuim nie, ek wil meer leer, ek doen kennis op, ek soek in die woord van die Here, hierdie wonderlike God op wat my gered het, en ek ervaar dikwels neerlae in my lewe, maar hy leer my arms om 'n koperboog te span, hy leer my om oorlog te voer, soos 'n kind wat dikwels val en opstaan, moet ek leer om te loop. Ek kan nie 'n marathon hardloop as ek nie iewers te begin het nie, om te leer loop nie, en naderhand kan ek hardloop en draf. Ek volhard en ek druk deur na die volgende punt toe, by Jerigo. Daar moet my lewe 'n banoffer vir die Here wees, afgesonderd vir sy doel. Al my bewuste sondes moet dood wees, soos daardie mense en diere in Jerigo doodgemaak moet wees. Alles wat ek besit behoort eintlik maar aan die Here. Niks vir my nie. Alles op die altaar vir die Here. Want na Jerigo is daar die wonderwerk van skeiding van die Jordaan, en dan kom die dienswerk vir die Here. Maar dit is 'n harde saak wat begeer word. Dit is 'n harde saak. En dit moet nie ligtelik opgeneem word nie. Jy sal krag nodig hê om die werk te doen waarvoor die Here jou geroep het. En as jy hom dophou, weet dat hy enige oomblik kan terugkeer, net soos hy opgegaan het. En laat dit dan so vir jou wees. Die lewe na vervulling is 'n lewe van uitdagings. Maar die Here gee die oorwinning. Hy gee jou die krag om diensbaar te wees. Maar weet, daar is teenkanting
van jou eie familie, mense in die kerk dalk selfs, by jou werk, daar is teenkanting, vir ongeredde mense en geredde mense. Maar die Here roep elke kind van hom om diensbaar te wees, waar dit ook al mag wees. Karmel vir party, Samaria vir ander, by kerkraad, in die bediening, by die werk, by die kinderbediening, waar die Here vir jou ook al wil gebruik. As iemand u wat hier sit nou vanaand kom vra, waar het u reis begin met die Here? Waar het die Christelike lewe begin? Kan u vir hom 'n Gilgal oomblik in die lewe wys? Daar het dit begin. Daai dag. Miskien kan jy nie die presiese datum onthou nie, maar jy weet, iewerste daar in 2008 in September maand, het die Here met my kom ontmoet by daai diens. Kan jy dit wys? Kan jy vir iemand 'n tyd in die lewe uitwys waar jy begin ernstig raak het met die woord van die Here? Begin ernstig raak het met jou erediens bywoning? 'n Tyd om hom beter te leer ken, staan jy eers stil dat ek jou die woord van God kan laat hoor, ten spyte van die neerlaag? Het jy vanaand wat hier sit reeds alles opgeoffer vir die Here? Alles op die altaar gesit met die bandoffer, Here, niks vir my nie. Alles vir u, my toekoms selfs. Wil jy diensbaar wees vir die Here? Ek seker hier's nie een wat hier sit wat sê, nee wat, dan moet jy vervul word met die Heilige Gees. Dis 'n definitiewe tweede genadewerk, die Jordaan. So miskien vra die Here dan nou vanaand vir u, begeer wat ek vir jou moet gee. En wat anderste kan die begeerte wees, Here, as 'n dubbele deel van Andrew Murray se gees, 'n dubbele deel van Willie Murray se gees, 'n dubbele deel van wie se boek jy gelees het en wie jy ook nou opkyk na, godsmanne van die ou tyd. Dat jy ook kan uitroep en sê, waar is die God van Elia? Ja, hy, terwyl jy besig is om vir hom te werk. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, die begeerte sekerlik vanaand om met 'n reis te begin, miskien om U te soek, die afgode te begrawe, die eie ek te kruisig, deur te gaan met U, 'n dubbele deel, asseblief Here. Elke hart vanaand hier wat so begeerte het, wil ek vra dat U dit ook so sal gee, en word U verheerlik daardeur, asseblief. Laat die woord nie leeg terugkeer na U toe nie, maar doen wat U behaag, en laat dit voorspoedig wees na alles, elkeen, waarna U dit vanaand stuur. In Jesus naam, amen. Kom ons gaan sing gesang 40 vers 6, gee dat U sorg my troue hoede, o Heer, my steeds voor oë bly, dit sal my altyd deur sterk ten goeie, dat ek my lewe aan U kan wy. U lei my voort in donker nagte, daai teëspoede, U stit my in die swaarste nood, U sterk my teen die helse magte, U dra my deur tot aan die einde van my lewe. Kom ons staan en sing ons dit as 'n gebed.
ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons almagtige Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.